Goeiemôre, baie welkom by Agape, die klein gemeente met die groot hart, daai hart wat plek het vir jou. Hoe kry ek die lewe weer eenvoudig? Baie keer sê ek vir myself, as ek net weer vir 'n slag kan sien of kan droom. Ek en jy is in 'n konstante oorlog en daai oorlog maak dat ons nie meer tyd het om te droom nie. Ons situasie is so ingewikkeld geraak dat ek baie keer voel ek kan die pad uit nie meer raak sien nie. In die ou dae was het so maklik om 'n strategie te kry. Ons is in 'n geveg teen onsekerheid elke oomblik van elke dag. Die Engels het die term the fog of war, die miswolk in die oorlog. En dit is wanneer 'n oorlog was en die bomme begin val en die mense begin skiet, is daar soveel rook en stof dat jy nie meer kan onderskei wat is vyand en wat is vriend nie. En dan kry ons daai ding waarvan hulle praat, friendly fire, die vriende skiet mekaar. Is jy dalk op die plek waar jy voel, the fog of war maak dat jy jouself in die voet skiet baie keer. Jy wil nie, maar as jy weer sien, dan het jy dit gedoen. Is jou denke vanoggend mistig? Voel jy, ek kan daai pad uit my omstandighede net nie raak sien nie? Jy sien die tsunamies van inligting maak eenvoudige keuses skielik amper onmoontlik om te maak. Wanneer iemand my 'n afspraak maak, dan raak dit skielik moeilik. In die verlede het ek net sê, ja, kom Woensdag of Donderdag. Deesdae is daar soveel dinge wat ek moet oorweeg, want ons pak so baie in een dag in. Nou hoor wat sê Spreuke 29 vers 18, is een van die versies wat klink net na gewone versie, maar is een van die belangrikste versies in Spreuke. Hy sê, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Hier is 'n paar Hebreëse woorde wat interessant is. Openbaring is chazon, wat beteken visie. Met ander woorde, hy sê, as daar geen visie is nie, word die volk bandeloos. En daai woord bandeloos is para, wat beteken verwilder. Hulle verloor hulle doel. En dit kan beteken, hulle verloor hulle klere. En daai was die klere, was 'n teken van die roeping wat mense gehad het. 'n Konings het 'n kleed van 'n koning gehad, en toe ek jonk was, het 'n polisieman die klere van 'n polisieman gehad. En para kan beteken, hulle begin om te weier. Met ander woorde, as hierdie ding reg vertaal, dan sê hy, as daar geen visie is nie, dan word die volk verwilder. Hulle verloor hulle doel, hulle verloor hulle klere / roeping, en hulle begin om die wil van die Here te weier. Is jy dalk daar vandag? Voel jy dalk skuldig omdat jy daar is? En want jy verstaan nie, dis nie net jou skuld nie, maar dis hierdie groot omstandighede, dinge wat so vinnig verander. En verlang jy ook soos ek vandag na 'n stem, 'n anker in al hierdie verwarring? Jy sien, 'n visie wat praat, is daardie anker. Nou, ek wil hier 'n definisie ingooi. 'n Visie, 'n lewensvisie wat praat. Daai woord praat beteken 'n visie wat jy doen en mee besig is en mee stoei en mee beklei en wat jou opgewonde maak, maar wat jou ook angstig maak. 'n Visie wat praat is die anker in jou lewe. Spreuke 29 vers 18. As daar geen visie is nie, word die volk bandeloos. Begin die volk weer weier om die wil van die Here te doen. Nou George, wat is 'n visie? Wat is 'n lewensvisie? Ek is net 'n gewone ou, of ek is in 'n gemeente, maar dis nie so groot dat ek kan handle nie. Ons gaan van dag tot dag, want ons hoor die stem van die Here elke dag. Dis reg, ons hoor die stem van die Here elke dag. Maar wat is 'n lewensvisie? 'n Lewensvisie is 'n helder prentjie van 'n toekoms waarna jy verlang en waarna jy mik. 'n Helder prentjie van 'n toekoms waarna jy mik. En jy sien, jou en my verbeelding is die fundament van daai prentjie.
George, jy nou besig om net plain ongeestelik te raak nie. Hoe kan ons verbeelding so belangrik wees, want soms laat my verbeelding my droog maak. Nee, jou verbeelding is die fundament van daai prentjie wat die Here in jou hart plant. Want jy sien, jou verbeelding help jou om ander kant die onmiddellike krisisse van sorge en krisisse in drama te kan sien. Dink 'n bietjie daaraan as jy so toegedraai is in jou huidige challenge. Wat maak dit jy ander kant kan sien? Jou verbeelding. Ek ry gister in hierdie stad van ons en ek ry op en af deur die potholes en ek kyk so en ek dink, sê nou maar ek het die geld gehad om hierdie hele metro van ons se strate nie te laat teer. En onmiddellik kyk my gedagtes weg van myself en ek begin moontlikhede in ons stad en ons strate raak sien, want my verbeelding help my om ander kant die onmiddellike krisis te sien. Jou verbeelding laat jou droom oor dit wat weer moontlik is. En sonder ons verbeelding sal hierdie volgende vers wat ek nou vir jou gaan lees in Hebreërs 11 vers 1 die hoofstuk oor geloof nie moontlik wees nie. Want hy sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Met ander woorde, geloof het 'n direkte konnektasie met sien en met oortuiging. Oortuig beteken jou gedagtes kan sien wat jy glo. Daar's ons terug by verbeelding. Jou gedagtes kan sien wat jy glo. Sonder jou verbeelding is jou gedagtes beperk tot die verlede. Dink maar daaraan, as jy nie oor die horison van jou omstandighede na die toekoms en jou verbeelding kan kyk nie, dan gee jou gedagtes geen ander keuse hê as om of vas te haak in die nou, in die pyn van die oomblik, of om die hele tyd te broei in die verlede. Die Bybel sê, of nie die Bybel nie, ekskuus, die mense sê, hoe ouer ons word, hoe meer is ons geneig om terug te kyk na die verlede. En ek en jy begin mediteer oor die ongelukke en die oorloë wat ons verloor het in die verlede. Jy dink dalk vandag, ja, maar dis juist my gedagtes, my verbeelding wat my laat struikel. Baie mense strompel net deur die lewe, want hulle het geen plan nie. Hier is 'n nuwe woord, plan. Almal van ons gaan ergens heen, maar min mense gaan ergens met 'n doel. Wat jy sien, wanneer ek 'n sterk visie het, wanneer ek 'n gesonde prentjie van die toekoms het wat van die Here afkom, dan kan ek die volgende sê, visie inspireer dissipline. En is dit die ding wat jou die meeste beperk nie? Want sonder 'n sterk visie, sonder 'n sterk prentjie is daar geen rede vir dissipline in my lewe nie, dan is dissipline net nog 'n wet. Nou, ek wil iets sê, ek wil dit amper uitskree vandag, maar dissipline kom nie van wilskrag af nie, maar van visie. Baie mense stoei om in die oggend vroeg op te staan, of om hierdie gewoonte te verander, of om daai gewoonte aan te pas. En party mense sê, maak jou gewoontes kleiner. Gaan lees die boek oor klein gewoontes, en hoe die een gewoonte na die volgende een lyk. Ek dink sy naam is Atomic Habits, as ek dit reg het. Gaan soek dit op Amazon. Nou, dissipline kom nie van wilskrag af nie, want ons kom baie vinnig agter dat dit wat ons wil doen, selfs Paulus sê, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Maar dissipline kom nie van wilskrag af nie, maar dissipline kom van 'n visie wat leef in my hart. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as enigiets anders, want dit is die oortreffende waarheid van die lewe. Die ou vertaling sê die oorspronge van die lewe. In ander woorde, ek moet my hart oppas, want dis die plek waar my visie leef, en uit daai plek van visie kom my waarheid. Ek weet, jy dink soms, as my lewe net eenvoudiger was soos in die ou dae, sal alles werk. Jy sien, 'n sterk visie vereenvoudig alles, want daai sterk visie is in beheer van ons keuses. Dis die liniaal waarin ek en jy elke dag
ons keuses oomblik vir oomblik kan meet. Dis die skeieregter in jou gedagtes, wat seker maak jy gaan suksesvol wen eendag. Sien jy die pad uit jou omstandighede moeilik vandag? Visie laat jou deur die fog of war, die mis in jou gemoed kyk. In 'n sekere sin maak visie jou verbeelding vry om verder en hoër te dink en dit gee rigting aan jou drome. Dink aan ek en die pad wat my verbeel het sê nou ek kan nuwe paaie bou. Onmiddellik raak my verbeelding vry om nuwe moontlikhede raak te sien. Ja, George, maar wat help het ek droom en ek is nie suksesvol nie, dan het ek al hierdie tyd om myself te verbeel en te droom en my drome te align met die wil van die Here gemors. Jy sien, daar is 'n lokval. Want visie wys jou bestemming. Ek wil dit weer sê. Visie wys jou bestemming. Dis baie belangrik dat daai visie van jou iewers op 'n papier is, dat jy dit kan definieer en kan oordink. Want 'n visie gee aan jou 'n adres. Jy is nie nou meer 'n drifter nie. Gestel jy bestel iets op Amazon en jy het nie adres nie, dan gaan daai pakkie nooit by jou uitkom nie. En so bestel baie ouens van ons dinge by die Here. Ons vra vir hom om ons te seën met sekere goed. Maar omdat ons nie 'n visie het nie, het ons nie 'n adres, 'n anker nie. En dan raak ons 'n drifter en ons sê nee, ek doen elke dag net wat die Here vir my wys en op die ou einde van die dag kan seën nie na 'n adres toe gaan nie. As 'n pakkie nie jou adres het nie, is dit maklik om nee te sê vir daai pakkie. As iemand vir jou 'n pakkie stuur en kom jy by jou deur uit en dis 'n verkeerde adres, is dit baie maklik om sê nee, ek wil nie 'n pakkie hê nie, dis nie myne nie. Ek teken nie daarvoor nie. En jy sien, pakkies soos jy misluk altyd. Jy sal dit nooit maak nie. Laai mense op ons af en hulle stuur na ons toe. Soms is daai pakkies versier met die linte van vriendskap, maar dit maak steeds seer. Sommige mense wat geen visie in die lewe het nie, maak alle pakkies wat na hulle toe kan oop. En as jy daai pakkie van mislukking oopgemaak het, later begin glo jy is net 'n mislukking. Maar wanneer jy 'n sterk visie het, is dit maklik om nee te sê as iets nie jou adres op het nie. Wat beteken nie jou adres nie? Jy weet, dis nie bedoel vir jou nie. Daai ou bedoel om jou seer te maak, maar dis nie wie jy is nie. Mense sê so baie vir my dinge wat ek nie is nie. Partykeer deel ek my drome en omdat die persoon met wie ek deel se gemoed nie groot genoeg is nie, dan sê hy nee, jy dagdroom nou weer. En dan maak hy dat ek my eie drome nie ernstig opneem nie. Hoe sien ek dan agter my horisonne? Hoe helderder jou visie, hoe minder die opsies in jou lewe. En hoe makliker is dit om by die bestemming van jou visie uit te kom. Maak vandag seker dat jy seker gemaak het dat jou visie helder en duidelik en voor in jou gemoed is. Hier in die voorste deel van ons gemoed is die polisieman wat sê ja en nee vir besluite in ons lewe, en wanneer dit voor in jou gemoed is, dan gaan dit vir jou maklik wees om vir die regte dinge ja te sê. Maar daar is 'n geheim. Jy sê vandag nee, sodat jy later op die regte oomblik ja kan sê. Baie mense het nie 'n visie nie en daarom kan hulle nie in die oomblik nee sê nie. Wanneer jy 'n visie het vir jou troumaat eendag, dan sê jy nie ja vir enige persoon wat sommer net verbykom en jou hand wil vashou nie, want jy verstaan wat jou visie is, jy verstaan na wie om te kyk. En dan trou jy nie met die verkeerde persoon nie. Wanneer jy 'n visie het vir jou gesondheid, dan is dit baie maklik om nee te sê vir daai 10 of daai 20ste sjokolade in jou yskas. Hoe helderder die visie, hoe minder is die opsies in ons lewe en hoe eenvoudiger is dinge. Visie gee rigting in die mis van die oorlog, the fog of war.
Vandag het jy nodig om op jou knieë voor die Here te gaan en jy sê, gee my nuwe visie. Ek wil begin afsluit. Josef kry hierdie helder kleurige kleed by sy pa met blou en oranje en grys en geel en groen strepe op. En hy is so bly oor die kleed en hy bewonder al hierdie helder nuwe kleure wat sy oë betower. Dis belangrik. Josef kry iets by sy pa, dit betower sy oë. En hy begin om na sy drome te kyk deur die oë van sy huidige realiteit. Hy begin dink, wow, as my pa vir my hierdie klere gee, dan gaan ek die man wees waarvoor my broers gaan kniel. Jy onthou jy die droom van die gerwe? Hy kyk na sy drome deur die oë van sy huidige realiteit, want hy bewonder iets met sy oë. Is daar iets wat jy bewonder? En kyk jy na jou drome deur jou huidige realiteit? Jy kyk al in die spieël en jy sê, ek is lelik, ek gaan nooit 'n man kry of 'n vrou kry nie. Of jy kyk na jou handewerk en jy sê, ek is onhandig, ek sal dit nooit maak nie. En jy kyk na jou horlosie en jy sê, ek het nooit tyd nie. My drome gaan net nooit realiseer. En of jy kyk na jou ouderdom en jy sê, my soul, ek is al amper by aftrede, daar gaan my drome by die venster uit. Josef bewonder iets en hy kyk deur die oë van sy huidige realiteit. Toe word sy kleed van hom afgeskeer toe sy broers hom verkoop. Hulle smeer dit met bloed en hulle gee dit vir sy pa. En vandag wil die Here dalk dit wat jy bewonder van jou afskeer en dit smeer met die bloed van Jesus en dit los by die pa. Hoor wat gebeur volgende. Hy beland op plekke waar hy van al sy sekuriteite gestroop word. Hy beland in 'n vreemde nasie, sy hele kultuur is weg, sy familie is daarmee heen, hy beland in die tronk en sy integriteit en goeie naam lê op die klippe. En in daai plek waar hy gestroop is, gebeur daar iets. Jy sien mense wat iets bewonder, positief of sleg, tot die mate waar jy jou visie verloor of jou visie offer, kom op daai plek waar hulle gestroop word van alle sekuriteite. En daar in die tronk leer hy om met ander oë, gees geïnspireerde oë, geloofsoë te begin kyk. En as jy vandag in die tronk sit, maak nie saak wat jou tronk se naam is nie, wil die Here jou in hierdie oomblik leer om met ander oë te begin kyk. Baie interessant, in die tronk leer hy om drome uit te lê. En jy sê dalk, ek het so baie drome in my lewe. En ek praat nie nou net van drome gekry toe geslaap het om jy te veel vleis geëet het nie. Ek praat van daai drome wat jy weet eendag in jou lewe moet gebeur. En hy leer in die tronk om die drome uit te lê. En miskien wil die Here jou vandag leer om jou drome uit te lê, om die wil van die Here in jou drome te sien en om die pad uit te kry deur jou drome te ontleed en te verstaan. Jy sien, hy leer hoe om van drome visies te maak. Ek wil dit nog 100 keer sê, hy leer in die tronk hoe om van drome visies te maak. En die Here wil vandag vir jou sê, vat jou drome en maak dit 'n prentjie vir jou toekoms. En dan, toe Josef dit geleer het, verhoog die Here hom. En na dit sien hy eers sy doel raak. Baie mense wil eers hulle doele in die lewe kry en is so moeilik, want wat is my doel? Daar is so baie opsies. Maar jy sien, wanneer jy 'n visie kry en wanneer jy toelaat dat die Here jou in die tronk jou oë wegvat van jou omstandighede totdat jy net jou toekoms kan sien en wanneer die seën en die sukses van dit kom, dan klik jy jou doel. En wanneer ek en jy ons doel klik, dan kom ek en jy by die plek waar ons vervulling in ons lewe het.
Baie mense het nie vervulling nie, want hulle het nie 'n doel nie. En dan kom daai volgende woord in ons lewe ingeskryf, doelloos. En op sy hakke is useless, hopeloos, moedeloos, rigtingloos. En dan godloos op die ou einde van die dag. Ek wil aan die einde van dit wat ek vandag gesê het, vir jou vra, kan jy sien? Het jy 'n visie? Ek wil nog iets hierna sê, maar kom ek bid eers vir jou, Vader, soos wat Jesus gebid het en mense oë het oopgegaan, wil ek bid vir elkeen en vir myself, dat die oë van ons siel en die oë van ons gees en die oë van ons hart vandag sal oopgaan. Dat ons die voetspore van die visie wat U in ons lewe geplant het, raak sien en help ons om te trou met daai visie, help ons om op daai plek te kom waar ons die visies in ons hart ernstig opneem. Leer ons hoe om van ons drome visies te maak. Leer ons om weg te kyk en nie te skrik vir ons huidige realiteit nie, maar om te sien wat U sien, sodat ons kan gaan waar U gaan. Ek sien elke persoon met dit vandag, dat die bonatuurlik hom of haar daar sal bring. In die naam van Jesus. Amen. Die Bybel sê, ons sal die waarheid ken, en ons sal die waarheid sal ons vrymaak. Daai woordjie ken is ginosko, wat beteken trou. So hy sê, as jy met die waarheid trou, sal daai waarheid jou vrymaak. En trou is 'n baie intieme, involved affair. En ek wil vandag vir jou sê, vat hierdie woord en trou daarmee. Gaan luister dit oor en oor. Gaan na ons website toe, agape.co.za. Ekskuus tog, agape.co.za. En daar gaan jy die getikte notas van hierdie preek kry. En dit is hoekom dit belangrik is om te gaan en te sê, ek gaan hierdie saad saai in my hart sodat dit kan opkom. En op ons website sal jy ook die vorige preke sien. Ons bou op mekaar, ons vat mekaar op 'n reis en laat toe dat die Here jou vandag vat op 'n reis na 'n nuwe visie. Wat jy sien, 'n mens kan eintlik net die wil van die Here doen as jy vry is om dit te kan doen. En maak seker dat jou visie vir jou die vryheid gee om te kan doen wat die Here wil hê jy moet doen. Maak nie saak of daai vryheid hulpbronne is, kennis, diepte in jou hart, meer van die Heilige Gees. Maak nie saak wat daai vryheid is nie. Laat toe dat jou visie saam met die Here jou beskerm sodat jy daar kan uitkom. Nou ons sien mekaar volgende week, selfde plek, selfde tyd. Dan praat ons verder. Mooi loop.